Goeiemôre, good morning vir die wat of verslaap het of bietjie later slaap omdat dit 'n vakansiedag het. Welkom as jy nou eers by ons aangesluit het. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en julle weet op hierdie program is ons baie lief vir 'n TikTok dansie. Dit help om die kykbeurte op te jaag, maar ons volgende storie het 'n dansie viral gegaan vir die verkeerde redes. The NSPCA rescued a starving dog after a viral dance video, and the video was put on X, and it shocked South Africans not because of the dancing, but due to the starving dog scene in the background. And the visibly malnourished dog, now named Bobby, sparked outrage online. Her ribs were protruding and she appeared weak and neglected. Social media users demanded immediate action, and the NSPCA Special Projects Unit quickly intervened, locating and rescuing Bobby, and she had been eating plastic to survive and was infected with ticks and sores all over her body. She's now in NSPCA care, and Bobby is showing affection and she's slowly recovering. And when she's healthy, she'll be sterilized and rehomed. So the owner of the dog has been charged, and the NSPCA is going to charge her under the Animal Protection Act. And she also mocked the NSPCA online before the dog was rescued. So we're obviously not going to show you the video because it's not necessary, and you've seen the visuals now of the starving dog. But it was so, like, when I saw the video and I saw it, and I was so shocked that someone could treat an animal this way. Dit is vir my net, ek kan dit glad nie hanteer nie. Het sy die dansie gedoen as prins met Bobby? Nee, dit was een of ander liedjie wat nou, that, you know those trends that go viral, like a specific song or whatever, and then you dance to the song. En Bobby was nou net in die agtergrond gewees, which obviously is where Bobby normally is, because they're not being fed, they're not being anything, it's just a little accessory for you not to take care of this thing. En dit is, die feit dat sy online gegaan het en gesê, die NSPCA kan vir niks maak nie, blykbaar, en just wasn't really concerned, is shocking. En arrogant. Ja. To own a pet comes with certain responsibilities. Yes, absolutely. I mean, look at you now. We say the whole time, Pieter gaan nou hier bly, ons gaan nie meer Amerika praat nie, maar ons kan dit eintlik na jou toe terugbring. Ja. Julle diere het saam met julle gegaan. Al die pad saam gegaan, saam teruggekom, terwyl hy ou daar was, hoe mooi na hulle gekyk het, ondanks al die voorwaardes en die dinge wat hulle moet hê. Maar ek sê ook, as 'n ou hond wil hê, maak nie saak in watter omstandighede jy is nie, jy ken jou omstandighede, sê jy weet mos nou, gaan jy troeteldier nodig hê of kan na kyk, never mind net bekostig nie, troeteldiere is mos soos kinders. Ja, en dit is 'n groot verantwoordelikheid, en ek dink nie mense neem dit ernstig genoeg op nie. En dit voel ook vir my asof mense, na aanleiding van hierdie sosiale media platforms, regtig ook net dink hulle kan wegkom met enige iets. Ja. Ek meen, om so oop en bloot, jy weet, daai video te gaan plaas, sien jy nie wat besig is om te gebeur nie, of is jy net in ontkenning? Or it's just how you have not taken care of this dog, and you just think, this dog's going to look like this, it's not a problem. So do you think, you were speaking about actually the fact that people are not afraid enough of the consequences of mistreating animals. Do you think that in South Africa the laws are not strong enough to actually make people less kind of able to treat their animals this way? Because you know what's the police going to do? What's the South African government going to do to me? Ek dink daar's streng wetgewing, maar ek dink dit kan strenger wees. Ek dink net daar is soveel ander kwessies wat baie aandag kry, en ek dink dit is nie die prioriteit wat dit behoort te wees nie. Maar ek sê dit nou want ek is 'n groot diereliefhebber, julle ook. So dit is, ek dink daar kan nog strenger maatreëls wees, en ek dink mense moet net besef, miskien moet daar 'n voorbeeld gemaak word sodat mense kan agterkom. Dit is ook net weer 'n kwessie van, hulle gaan die hond vat, hulle gaan 'n bietjie oor die vingers tik, en there we go, dan vat ek die volgende hondjie of katjie of whatever die geval is. Niks te ernstig daaroor nie, maar ja, dis vir my baie hartseer. Nou, ek kry baie rondloper honde en goeters ook, nie? En ek dink die NSPCA se hande is regtig afgekap aan mannekrag, al daai tipe van dinge, want hulle kry die honde, dit moet gesteriliseer word. Dis alles kostes wat van waar af al moet kom. En ek meen, hoeveel keer het ek nie ook al optredes gedoen ten bate van 'n NSPCA of dit of dat nie, want die ouens se vingers is afgekap. Prioriteite. Ja, maar ons het al met dierereddingsorganisasies gepraat op hierdie program, en hulle vertel
hoe moeilik dit eintlik is om vir hulle om aan die lewe te bly en vir hulle om hierdie diere op te pas, want dit kos en om te geld. kan ingryp dink ek ook. Ja, presies. Dit is maar 'n moeilike ding, maar ek dink mense moet besef, as jy 'n dier het, moet daai dier opgepas word, want daar sal gevolge wees as hierdie dier nie opgepas word nie. Nee, verseker. And not everyone should be a pet owner, just like how not everyone should be a parent. Net so, daar That's how I feel. I said it with my chest. Die spyker op sy kop en as Tuisie so was, ons 10 teen een of ander DJ knoppie gekry het. Of so iets. Want ek weet hulle is net so lief vir diere, nee. Ja, baie. En ek dink dit ontstel 'n mens net altyd as jy sien hoe diere mishandel word, of kinders mishandel word, maar ja, ons moet dit lig hou vandag, dis jeugdag. Maar jy praat nou oor hoe Tuis lief is vir diere. Ek het altyd gedink Tuis is 'n hondmens, maar hy is eintlik soos jy, Elsa, hy is 'n groot katmens. Ek wil ook sê ek is lief vir enige dier. Ek het ook al 'n hondjie gehad, maar ja, die katte hulle is maar baie oulik. Ja, nie duwe nie. Ja, nee, ek nie die voëls of vlermuise nie. Wat maak ek nou met die duwe hok en die 3 of 4 troetelduwe wat ek nou vir jou wou gegee het? Vir verjaarsdag geskenk. Jy kan nie verjaarsdag geskenk teruggee nie. Ek voel ek het ongelukkig nie plek daar by my. Nou hierdie praatjies sal natuurlik later beskikbaar wees op ons YouTube kanaal. Nou vandag is natuurlik jeugdag, so ter viering daarvan gesels ek net hierna met die junior burgemeester van Pretoria. Jy wil dit nie mis nie, bly ingeskakel terwyl jy 'n koppie koffie saam met ons geniet.